Ek hoop dit gaan nog baie goed met elkeen van julle. En dat julle almal veilig is en gesond is en gelukkig is. Survivor. Ja, ons moet oorleef. Want ons leef in 'n wêreld wat nie altyd maklik is nie. Leef in die wêreld is nie altyd maklik nie. Of jy nou oud of jonk is, en of jy nou 'n kind is, en of jy nou volwassene is, of jy groot of jy klein is, dit maak nie saak nie. Daar gebeur so baie dinge wat vir ons ongelukkig maak, wat die lewe vir ons sleg maak, wat die lewe vir ons swaar maak. Miskien is dit pappa wat baie swaar kry by die werk, mamma wat siek is, boetie, sussie wat siek is, iets by die skool wat nie lekker is nie, 'n vak waarmee jy sukkel. Miskien wil jy baie graag iets doen wat jy nie gedoen kan kry nie, soos baie goed rugby speel, of netbal speel, of hokkie speel, of jy wil goed sing, en jy kan nie goed gesing kry nie. Soms is dit maar maatjies wat lelik is met jou, maatjies met wie jy vassit, of hulle spot met jou. Nou is daar die ou groot coronavirus ding, en daar is nog baie ander siektes, en peste en pla, wat werklik die lewe soms vir ons glad nie lekker maak nie, en wat vir ons eintlik baie diep ongelukkig maak. Maar nou kom die Bybel, en die Bybel sê vir ons, daar in Efesiërs 6, vers 12, dat ons heel grootste probleem, is nog maar altyd ons ou groot vyand, en dis die duiwel. Want hy wil regtig elke oomblik probeer, om vir jou en vir my tot 'n val te bring, om vir ons ongelukkig te maak, om vir ons seer te maak. Julle weet, die Griekse woord vir duiwel, diabolos, beteken eintlik iemand wat jy tot 'n val wil bring. Iemand wat struikeling veroorsaak. En dis presies wat die duiwel wil doen. Hy wil hê ons moenie survive nie. Hy wil hê ons moet ondergaan. Ons moet val. Ons moet tot struikeling kom. En daarom sê die Bybel, so mooi vir ons heel grootste probleem is nie coronavirusse nie, maar dis die bose magte van hierdie wêreld, en dit is die bose geeste in die lig. Dit is asof ons elke dag in 'n geveg met hulle betrokke is, basies in 'n oorlog. Maar die Bybel sê vir ons, God het nie vir ons oorgelaat aan onsself nie. God rus vir ons toe, en hy help vir ons met hierdie geveg teen die bose magte, teen die duiwel self. Hy kom help vir ons, en hy beskerm vir ons. Dit is, soos die Bybel sê, asof God vir ons kom aantrek met baie spesiale klere, sodat ons veilig kan wees teen sy aanvalle, en veilig kan wees sommer net teen hom. En omdat ons in 'n geveg is, omdat ons besig is om letterlik met die bose magte te beklei, daarom kom God vir ons aantrek, soos 'n soldaat. En nou dis so mooi, in Efesiërs 6, vers 11 staan geskrywe, daarom moet julle die volle wapenrusting van God aantrek, sodat julle kan survive, sodat julle staande kan bly. Wapenrusting, dit is die uitrusting, dit is die klere van 'n soldaat in die tyd toe die Bybel geskryf is. Nou, die eerste ding waarvan gepraat word, wat hierdie soldaat gewoonlik gedra het in die Bybelse tyd, was 'n helmet. Elke soldaat het 'n helm gedra, of 'n helmet gedra, wat gewoonlik van brons of van yster gemaak is, om sy kop te beskerm. As hy hierdie swaar helmet op het, dan kan jy vir hom maar met 'n swaard op die kop kap, of jy kan vir hom met 'n spies op die kop steek, en hy is veilig, hy kom niks oor nie. Tussen aan die onderkant van hierdie helmet was gewoonlik 'n groot dik spons, wat gemaak het dat die helmet nie vir hom moet seermaak, of vir hom moet skaaf nie. So een van die belangrikste dinge van 'n soldaat in daai tyd, was hierdie helmet, om sy kop te beskerm. Nou, ons ken helmets. Ons is so byvoorbeeld, weet ons van, as jy motorfiets ry, dan het jy 'n motorfiets helmet, om jou kop te beskerm, as jy in 'n ongeluk sou kom, of sou val, en ons het 'n fietsry helmet, wat ons opsit as ons fietsry, sodat as ons sou val, of in ongeluk kom, ons kop nie seer sal kry nie, want hierdie helmet moet ons kop beskerm. En dan jy al baie gesien, mense wat konstruksiewerk doen, met ander woorde wat geboue bou, het gewoonlik wat ons noem 'n hard hat op, 'n hard hat, wat hom beskerm, of vir haar beskerm, teen goede wat kan val van bo af, en op die ou end, as ek nou daar rondstap, daar op die bouperseel, waar daar gebou word, en ek het die hard hat op, dan weet ek is veilig. Ook mense wat in myne werk, het gewoonlik 'n hard hat op. Maar so het ons ook 'n skateboard,
helmet, wat ons gewoonlik dra as 'n skateboardry, of rugby spelers het 'n skrampet op om hulle koppe te beskerm, of dat hulle nie moet hastingskudding kry nie, en gewoonlik as jy hokkie speel, die goalie het ook 'n helmet op, sodat die bal nie vir hom of vir haar in die gesig kan vang en kan seer kry nie, en ja, so het ons verskeie helmets ook, cricket, as jy cricket speel, dan die ou wat voor die paaltjie staan, wat besig is om te kolf, het ook gewoonlik 'n helmet op, met so ietsie voor hom, om sy kop te beskerm. Nou kom die Bybel sê, net soos 'n soldaat, in die tyd van die Bybel, 'n helmet opgehad het, om sy kop te beskerm, net soos ons vandag 'n fietsry helmet, of 'n hard hat het, of 'n skateboard helmet, of 'n fietsry helmet het, om ons kop te beskerm, so is dit bitter baie belangrik, dat as ons survivors wil wees, en as ons hierdie geveg teen die bose wil wen, moet ons ook 'n helmet hê. En nou sê hy so mooi, Efesiërs 6 vers 17 sê die Bybel, dat ons hierdie helmet van verlossing moet op hê. Want hierdie helmet van verlossing moet ons gedagtes beskerm, en ook ons manier van dink. Wat is die helmet van verlossing? Is doodgewoon daardie sekerheid, dat ek God se kind is. Want as ek nie daardie sekerheid het nie, dan gaan ek nie 'n survivor kan wees nie. Een van die belangrikste dinge, om 'n kind van die Here te wees in die wêreld, en om 'n survivor te wees, is om te weet, en om oortuig te wees, dat ek God se kind is. Want julle weet die belangrikste ding, wat die duiwel elke dag kom doen, hy probeer vir jou en vir my vertel, en ook vir ons oortuig, dat ons nie God se kinders is nie. En dit maak vir ons swak. Daar is ook baie keer ander mense, wat vir jou sal sê, man, ag, jy's tog nie 'n kind van die Here nie, want jy doen te veel sondes. Iemand soos jy, wat soos jy lewe, kan tog nooit 'n kind van die Here wees nie. En op die ouend begin ek twyfel ons. En so baie keer dan twyfel ons aan onsself, omdat ons eie gedagtes vir ons veroordeel. En so baie keer dan hoor jy, veral kinders wat sê, of groot mense wat ook sê is, ek voel nie ek is 'n kind van die Here nie, so ek is maar seker nie 'n kind van die Here nie. Nee, sê die Bybel, die belangrikste ding om 'n survivor te wees, is ons moet die helm van verlossing opsit. Met ander woorde, daai sekerheid moet ons gedagtes, ons manier van dink beskerm en bewaar, daai sekerheid dat ons kinders van God is. Nou, hoe weet jy, jy's 'n kind van God? Wel, ek kan die vraag vir jou vra, hoe weet jy, jy's 'n kind van jou ouers? Hoe weet jy, jy's 'n kind van jou pa of jou ma? Natuurlik, omdat hulle vir jou so gesê het. Jou pa, jou ma het hoeveel keer vir jou gesê, jy is my kind. En elke dag spreek hulle vir jou aan en sê, ag my kind, kom toch hierna toe, of ag my kind, kom help toch gou vir my, en jy glo vir hulle, jy vertrou vir hulle, en vandag is jy oortuig daarvan, dat jy 'n kind is van jou pa en jou ma. Net so weet ek vandag, en jy, ons is kinders van God, omdat God dit vir ons sê. In 1 Johannes 3 vers 1, sê die Bybel so mooi, kyk net, wat 'n verskriklike, geweldige liefde God vir ons het. Hy noem vir ons sy kinders. En ons is dit. Met ander woorde, as God vandag na jou kyk, dan noem hy vir jou sy kind. En nog meer as dit, hy het ook sy gees na hierdie wêreld toe gestuur. En die Heilige Gees klim in ons lewens in. Ons sing ons daar in die kinderkerk, ons is tempel van die Heilige Gees. En wat doen die Heilige Gees die binnekant in ons? Hy oortuig vir ons dat ons kinders van God is. En hy help elke dag vir ons om vir God aan te spreek as Vader of as Papa. En as jy nou vandag vir die Here sou vra, Here, waarom sê u dat ek u kind is? Weet jy wat? Dan gaan God met 'n groot glimlag na jou kyk en vir jou sê, weet jy wat? Ek weet jy is my kind, want ek wat God is, het na die kruis gekyk, die kruis van Jesus, en jou naam staan geskrywe op die kruis van Jesus, want Jesus het dit ook vir jou volbring. Hy het ook vir jou sondes in die kruis gesterf, en sy bloed spreek ook vir jou vry van al jou sondes en al jou tekortkominge. En daarom, jou naam is geskryf op die kruis, maar ook in die hemel, en daarom weet ek, jy is my eie kind, jy is bloedfamilie van my. Weet jy, dis eers wanneer ek en jy werklik hierdie oortuiging het, hierdie versekering het,
dat ons God se kinders is, dat ons die lewe en al die gevare en al die slegte dinge, duiwel, bose gees en kluis, met vrymoedigheid tegemoet kan gaan. Dat ons as ware roekeloos die wêreld kan inhardloop en kan uitroep en sê, ek weet want ek weet, ek is God se kind. Wela capella, niks kan my vang nie, niks kan vir my onderkry nie. Ek is 'n survivor, want ek is God se kind in Jesus Christus. Kom dan nou vandag, kom ek en jy, sit vandag nog, soos die Bybel sê, die helm van verlossing op. Daar die sekerheid dat ons kinders van God is, deur Jesus Christus. Hemelse Vader, baie dankie. Dat nie ek nie, maar dat U vir my, U kind noem. En ek weet, Here, U is nie 'n mens wat sou lieg nie, of iets sal sê en dit nie bedoel nie. Dit leer die Bybel mos vir ons. So baie dankie dat ek vandag kan weet en kan glo, en vir U op die woord kan neem, dat ek werklik U kind is, want ek weet, ook van die kruis, dat Jesus ook vir my gesterf het, en het ook my naam op sy kruis geskrywe staan. So baie dankie, dat ek hier kan opstaan vandag, en ware soldaat vir die Here kan wees, wat kan uitdraf in die grootste stryd, die stryd teen die bose, met die helm van verlossing, die sekerheid, wat my gedagtes sal beskerm, dat ek kind is van God, en dat niks, dat niemand my ooit kan onderkry nie. Here, baie lief vir U, so dankie, dat U nog baie meer liever is vir my. O Jesus, in U naam alleen, amen. Baie dankie, lekker dag, lekker week, die Here seën, ons sien weer, en survivor, met die helm van verlossing, die sekerheid, is God se.